Volgend praat ek oor die laaste gedeelte van 'n gedeelte wat ons ernstig oor gepraat het. Is jy gereed as Jesus kom? En volgend is die laaste gedeelte van hoe is ek verseker gereed dat Jesus kom? En dit is vir my so amazing gedeelte. Wat ek en jy moet besef is dat die Here het 'n paar goed wat hy wil hê ek en jy moet in ons hart verstaan. En met dit is daar 'n paar goed en ek wil graag my broer moet ook op 'n tyd ietsie deel. Gaan nou 'n kans gee. Want dit is deel van vanoggend. Ek wil vandag vra, wat kan my uit die hemel hou? En dis 'n goeie vraag om te vra. Soos daar's 'n paar mense wat hierdie vraag gevra het. Die een, en ek preek nie eintlik oor hom nie, ek moes eintlik dalk al gebruik het as my intro skrif. Hier kom 'n ryk jong man na Jesus toe. Hy sê, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? Wat moet ek doen? En Jesus sê vir hom, ek heb my gebooie onderhou. En hy sê, maar ek het dit gedoen van kind af. Het ek dit gedoen. En Jesus sê, verkoop alles en volg my. En op daai oomblik toe hy dit sê, hy sê, ek kan nie dit doen nie. Nou het die Here behaag in sy besittings gehad, die Here gesê sy besittings verkoop en net vir die armes gee. Soos as ons hierdie hoor, as ons Here, dan weet ek nie, dan gaan niemand dit maak nie. Verstaan jy, dit is reg, dan gaan niemand dit maak nie. Soos, daar is 'n bietjie hard, Here, dit is 'n bietjie rof. Wat maak dit? En hierdie man kon dit nie doen nie, en Jesus het hom innig jammer gekry. En Jesus het hom gevra om hom te volg. Net soos hy sy ander disippels gevra het om hom te volg. Maar hy kon nie daai keuse gemaak het nie. Hy kon nie, en dis waar dit eintlik neerkom, hy kon nie totaal en al geglo het dat Jesus se weg die beste weg is nie. Soos wil ek jou vra is, glo jy in Jesus? En kan ons leer om hom te vertrou? Dis 'n proses, jy moet verstaan, jy sal nooit ten volle daar kom nie. Daar's seker goed wat jy God in vertrou, en wat jy gaan leer om hom meer in te vertrou. Ek het daar's verskillende groepe, was 'n tyd wat ons in sekere fasette wat ek al God gesien het, met siekte, waar ons bid en net healing op healing op healing sien. En dan sukkel ek weer om Here te vertrou in 'n ander faset van my lewe. En dan kom ek weer, ook Here, ek kan vertrou op 'n ander faset, dan sukkel ek weer op 'n ander plek. So dit is nie alleenlik die kwalifikasie, dit is nie 'n kwalifikasie tot ewige lewe nie, maar dit is van ons wat in God kan vertrou. Want baie keer kan ons sê, en dit is punt nommer 1 is, wat se kwalifikasie ek moet nodig om in Jesus te kan glo. Hierdie ou het geglo Jesus is 'n goeie meester. Maar hy was nie bereid om te glo dat hy sy lewe sou neerlê om hierdie Jesus te volg nie. Vir al Jesus se disippels het hy gesê, volg my. En dan sê die Here, gaan en maak disciples. Nie mense wat sê hulle is Christene nie. People that's willing to lay down their lives for Christ. Dis wat geloof is. As ek vir John sê, John, ek glo jou. En dan sê hy vir my, yes my vriend, kan ek vir jou gaan hoe kan ek verduidelik, jou kar invat vir 'n diens. En soos nee John, jy kan hom kar invat vir 'n diens nie. Want ek vertrou jou nie. Maar jy het gesê vertrou hom. Jy het gesê glo hom. Hoe kan jy dan nou sê jy vertrou hom nie? En dan sê, o, jy's John, ek vertrou jou, verstaan, dan sê, jy's Rudy, weet jy wat ek wil ouder uitvat? Nee, ek vertrou nie op my kind nie, sorry, nee, jy kan nie. Glo ek dan in John? Ek glo ook dat hy bestaan, maar ek glo nie in hom nie. En ons sien dit reg deur die Bybel. Judas het geglo God bestaan, maar hy het nie geglo dat die weg van Jesus die beste weg is nie. Hy het wonderwerke gesien, hy het bonatuurlike goed gesien, en dit was nog steeds nie 'n kwalifikasie dat hy die ewige lewe kon gekry het nie.
Satan het God en Jesus in sy volle glorie gesien en hy was nie gered nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Hoekom nie? As geloof dan die katalisator ons se ewige lewe, hoekom nie? Want hulle het nie geglo dat die weg, hy die beste weg is nie. Het nog steeds gegaan oor me, myself and I. As ons selfs glo in Jesus, meen het, dis die plek wat ek invest in. As ek glo, hierdie is die beste broodresep in die wêreld, kan ek nie sê, okay, ek haal die koekmeel uit en ek vervang het met mieliemeel, want ek wil net dit bietjie anders te maak, want hierdie gaan nou die beste resep wees nie. Ek gaan dit wat 'n koekresep is, 'n papresep maak en dit gaan gemors wees. En dis hoe ons baie keer werk as ek kom by Jesus. As ek glo in Jesus, hoe lyk dit? En as ons in die Bybel sien, dan sien ons hierdie geloof lyk. Hierdie geloof is nie glo dat Jesus bestaan nie, hierdie geloof is om te glo dat Jesus die beste weg is. En soos ek vir jou sê, dit begin by om te glo dat Jesus ons verlosser is. Maar dit kan nie alleenlik daar eindig nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Ek het al voorheen hieroor gepraat, maar dit was 'n ding wat my lewe so geïmpakteer het, so ek gaan vinnig daaroor praat. En dan gaan ek terug aan my skrif toe. So ry ek terug, toe kom nou ouens en hier is 'n Christelike channel en hulle probeer Elon Musk kry om sy hart vir die Here te gee. En wat hulle doen is sê van, o, jy moet net hierdie ding agter my aan sê en dan glo jy in Jesus dan jy gered. En Elon se antwoord is, as Jesus mense wil red, sal ek in sy pad staan. Die ding is, almal wil glo dat Jesus die lam is. Maar min mense glo dat Jesus die leeu is. Ons maklik om te sê, Jesus kom help my in my probleme. Maar is ek bereid om my lewe te submit dat Jesus my koning is? Is hy die koning van my lewe? Want die ding is, ons is gewoon in 'n demokrasie. Tot daar volhard ons toi, dan volhard ek skree en as ek meer ouens aan my kant kry, dan wen jy. Dis wat 'n demokrasie is. 'n Koninkryk werk dit nie so nie. Dit wat die koning sê, is dit wat gebeur. Maar die probleem wat jy verstaan is, die ding is, jy was al so seer gemaak in jou lewe, as ek woord koning noem, dan is jy klaar bekommerd. Want jy sê, yes man, ek was al so seer gemaak deur mense. Ek weet nie of ek iemand kan vertrou om koning te wees vir my lewe nie. Die ding is, maar wat die ding is van Jesus is, hy wil 'n diep verhouding met jou wandel en hy wil regtig die beste vir jou hê, al lyk dit nie vir jou soos die beste wat jy nou deurgaan nie. Want hy sê, that what the devil intended for him, God will turn it into good. Soos wat is geloof? Wat is geloof? Johannes 3 vers 16, so bekend, dis ook een van ons standaard skrifte, dit is van liefde verander ons. En as ons God se liefde verstaan, verander dit ons. En dis hierdie gedeelte, hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan verduidelik hy, Jesus het in die wêreld gekom, dis die volgende vers, dan verduidelik vir ons, Jesus het in die wêreld gekom, nie om ons te veroordeel nie, of die wêreld te oordeel nie, maar wat te doen? Om ons te red. So hy verduidelik ons dat geloof die koppeling is tot redding van ons lewe. So ons kan nie sê dat ek glo in God, maar ek laat nie toe dat hy my red nie. Want ek glo jy nie in God nie. Dit is nie geloof in God nie. Jy glo dat hy bestaan, maar jy glo nie in hom nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Okay, so ek gaan weer verduidelik. Soos die ding wat belangrik is vandag is jy bereid om te glo in God? Dis wat ek jou vandag wil vra. Is jy bereid om te sê, Here, ek glo dat U beter weet as ek. Ek glo dat U weg die beter weg is. Ek glo dat die Bybel die waarheid is. Dit wat U sê in die woord is die belangrikste faset van my lewe. Want die Here sê ons mag nie 'n jota of 'n titel verwyder nie. Soos dit meen dat ons kan niks uitlaat nie
En ons kan niks bysit nie. Ons kan ons eie gevolgtrekking maak volgens die Bybel nie. Want ons het nie reg tot dit nie. Ons moet hoor wat die woord sê en wat die hele woord sê en dan kan ons sê, okay, dis wat die woord van die Here sê. Amen? Maak dit sin? So dis wat geloof is. Johannes 14 vers 6. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe, dan sê hy niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Soos nou as ek sê dit is net geloof, dan meen dit dat hierdie skrif nie sin maak nie. Want hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Soos geloof is 'n toegangsproses tot die volheid van God. Is almal by? Okay. So ek vertrou dat die Here ons almal dat ons saam moet reg wees en dis my hart volgend. Soos wat probeer ek sê volgend? Ek probeer vir jou sê daar's 'n weg. En die beste weg is om Jesus te kies. En as jy hom kies en sê Here, ek wil in U weer wandel, dan is dit die antwoord. Jy moet verstaan dat sonde is nie okay vir 'n tydperk nie. Die Here wil dit nie hê nie, want ons moet dan volg ons weg in plaas van God se weg. Is dit maklik? Is dit maklik om altyd God te kies bo onsself? Kies julle sulke goeie Christene soos ja, dis maklik. Ons kry dit so maklik reg. Nee, want ons hou van versekeringmaatskappye soos my way. Ons hou van sulke goed. Ons like sulke goed. My way. Ek het 'n beter weg en dit is my way. Ons almal, dis hoe ons lewe en ek verstaan dit, dis taaf. Maar wanneer ek en jy submit onder hierdie koning en sê Here, ek gee my demokrasie oor aan U, dan versif daar iets in ons wese. Want nou meen dit, daar seker goed wat ek nie meer hoef te deel nie, want jy moet eers met die koning praat voordat jy my lewe kan kom change. Maak dit sin? Dis ook 'n buffer vir my en vir jou. As ek onder die koning staan, dan is dit nie ek wat dit hoef uit te sorteer nie, want dan is al koning waardeur dit moet gaan. Maak dit sin vandag? Soos wat is geloof? Geloof is 'n aksie om te besef dat God is die lam wat my sonde wegneem, maar hy is ook die koning van my lewe. Ons kan nie net die een hê sonder die ander nie. Die ding is, ek's eerlik, die boodskap dat Jesus is die lam is volop. Want dis die maklike gedeelte. Die ander kant is moeilik om hom koning te maak, om te glo dat hy 'n koning is. Dis waar die moeilike kant aan kom. En dit is waar eintlik ons vryheid begin kry. Is wanneer ons besef hy's koning. Want ek weet nie van julle nie, miskien kry julle net die lewe dalk beter reg as ek. Maar baie keer is dit regtig moeilik om alles op te hou. Het julle al gesien in die sirkus, daai persoon wat al die bordjies ophou en dan beweeg hulle alles so en dan, oor is dit Chinese, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, dan hou hulle bordjies op en dan sit hulle nog 'n bord op en dan spin hulle bord hier en spin 'n bord op die kop en voor jy self kry hulle soos klomp bordjies en die voet en alles spin. Het julle dit al gesien? OK. Dit voel vir my of ons baie keer lewe so moet doen. En die Here sê, nee, ek het 'n beter way. Jy het nie nodig om die bordjies op te hou nie. Net as jy koning is, moet jy die borde op hou. As hy koning is, dan kan ons rus in die almag van 'n goeie God. Dan kan ons peace hê. Ons kan nie sê ons glo sonder peace nie. Dan glo ons nie. Dan verstaan ons die konsep dalk van geloof, maar ek meen nie ons glo nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Dis hierdie gedeelte dat ek en jy moet verstaan dat in tyd van angs kan ons nog steeds God vertrou, want ons weet wat die laaste sê. En ons sien dit met Jesus. Op sy moeilikste tyd, sy Vader vat hierdie bitterbeker by my weg, maar hy besef is nie 'n bordjie wat hy moet ophou nie. Tot sy eie lewe plaas hy onder die Vader en hy sê, maar nie my wil nie, maar U wil.
Dis wat geloof is. Geloof is 'n aksie. Geloof is nie net 'n gevoel wat jy voel of ietsie wat jy sê nie. Jy word nie gered deur iets wat jy sê nie, jy word gered deur om jou lewe neer te lê. Maak dit sin? En dis hoekom dit so belangrik is dat ons Jesus aanneem as ons verlosser, maar ook moet aanneem as ons koning. Maak dit sin? En as ons Jesus aanneem as 'n lam, kan jy sê, Here, ek weet dat ek nie goed genoeg is nie, my sonde, vergewe my sonde. Maar daar's geen mooier proses as Sondag om te verduidelik dat Jesus is jou koning nie. Want jy gaan op 'n plek waar jy doop en jy wys ek sterf myself af because I know I'm not it. En ek staan op in Jesus Christus as die koning van my lewe. Amen. Maak dit sin? Dis hoekom die doop so belangrik is. Die doop is 'n duidelike bewys dat ek soek hom nie net as 'n verlosser nie, maar ek kies hom as 'n koning. Dis 'n geloofsstap om te sê ek kies hom as 'n koning. Maak dit sin vandag? Dis die Here se hart. Soos nommer 1 is ek en jy moet in Jesus glo. Verstaan almal dit? Weet julle hoe lyk geloof? Geloof is om te sê die weg van die Here is beter as my weg. Tweede gedeelte is geloof is soos 'n GPS. God gee ons die rigting, man, sy straai ding af, ek weet waar dit wil gaan. Ek weet wat ek wil doen. Sit die GPS af. My pad is vinniger as die GPS in. My pad, ek het al sulke foutjies gemaak in my lewe. Ag nee, hierdie pad's baie gouer, laat ek jou vertel. Hier, my maat sit ons daar in traffic vas vir hoeveel ure, ek sê, great. Baie keer in ons lewe is dit presies wat ons doen. Ons het net gekies om ons eie pad te volg in plaas dat die Here ons pad gee. Ware geloof is om te sê Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Soos as ek lewe soek, waar kry ek dit? In? Kies jy is nou stil. In Jesus. Maak dit sin? Maak dit sin? As ek die weg soek, waar kry ek dit? In Jesus. As ek lewe soek, waar kry ek dit? In Jesus. Dis geloof. Maak dit sin vandag? Soos die Here wil hê vandag, ons het geloof. Die tweede gedeelte wat hy vir ons verduidelik, is in Jakobus 4 vers 6. En hy verduidelik vir ons dat die Here trotsheid weerstaan. Dis hoekom Satan uit die hemel uit gegooi is as gevolg van trotsheid. Dis hoekom trots so verskriklike ding kan wees in ons lewe. En trotsheid is nie meen van ek kan iets goed doen nie. Dit meen ek doen alles wat ek goed doen, weet ek kom uit God se goedheid uit. Dit meen ek kan nie iets goed doen nie, en soos, Jesus, weet jy wat, Jesus, ek is trots op Bradley, want ek sien hoe hy die Here dien. Want hy doen dit uit 'n plek uit vir wat? Om God te eer. Maar as hy sê, man, niemand sal my niks vertel nie, ek weet alles. Dan is jy op verkeerde plek. Want die Here sê vir ons in Jakobus, hy sê, maar God gee groot genade, daarom sê hy weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Die Here sê, weet jy wat, kan ons genade kry as ons hoogmoedig is, volgens daai skrif? Kan ons genade kry sonder daai skrif? As ons sê, nee, ek gaan my eie pad, ons kan nie genade kry nie. En dis ek ons baie keer ons kop stamp as Christene, want soos ek verstaan nie, my lewe werk nie uit soos dit wil nie. Ek bid en ek vra die Here, miskien is dit net, ons submit nog nie onder sy almag nie. Amen. Maak dit sin? En dis die doop ook. Die doop is 'n keuse om te sê, ek kies om onder Jesus te wees, nie bo hom nie. Maak dit sin? Dis wat dit is. So hy sê, en hy verduidelik dit vir ons, soos nommer 2 is, om in nederigheid te leef. Die Here verduidelik sy koninkryk so aan ons. En dis 'n upside down kingdom. In hierdie wêreld is dit die hoogste sportjie wat jy kan bereik, is dit wat jy gesien word. Jesus sê, as jy wil eerste wees in my koninkryk wees,
Laaste. Jesus sê, kom ek wys jou like leierskap. Sit hy vir hom 'n doek aan en hy begin mense se voete was. Sy koninkryk lyk anders. Dis 'n vorm van nederigheid, wat 'n nederigheid verander ons lewens. Maak dit sin? Is julle by? Die mees influentialste man van die eeu, volgens Times Magazine. Wie weet wie dit is? Nee, nie Charlie Kirk nie. John C. Maxwell. Kyk, mooi gedraai. John C. Maxwell, sê hulle. En weet jy wat is sy leefwyse? Leer om mense lief te kry en leer om mense op te tel. Die meeste influentialste ou van die eeu is nie die ou van ek is die man en jy sê het I'm Mr. Fix-It nie. Dis 'n plek van humbleness om te sê, hoe kan ek jou lewe beter maak? Dis wat mense jou vooronthou, dis wat ware leierskap is. Goddelike leierskap is. Maak dit sin? Dis die Here se hart verby vir jou. Nederigheid. Nommer 3. Soos nederigheid, ekskuus, dit kom alles by geloof. Weer terug na geloof toe. Soos as ons by nommer 2 gaan, dan praat ons van nederigheid. En wat is nederigheid? Nederigheid as ek leer om onder God te staan en dis my posisie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? My posisie, ek meen nie ek is niks werd en ek is nie goed genoeg nie en ek is 'n krummel. Dis nie nederigheid nie. Die Here wil ons moet boldness hê. En boldness is meen ek submit onder 'n almagtige God. Is julle by met dit? Kyk, soos die Here wil dit hê. Soos ons verstaan dat Jesus ons koning is. Die tweede gedeelte wat hy met ons deel is, en hier is 'n tawwe. Ons moet weet ons is vergewe en ons moet ook ander vergewe. Moet ek dit weer herhaal, want daar's 'n tawwe. As jy ken nie my pa nie, jy weet nie wat sy huis ek groot geword het. Of as jy weet jy my pa se rug op my gedraai toe kind was, hoe kan jy vir my sê ek moet hom net vergewe? Wat ons moet verstaan is Jesus vergewe ons. En al wat hy vir jou vra is jy bereid om met dieselfde maat te meet waarmee ek jou weet? Ek gee jou genade, kan jy genade gee aan die mense om jou? Maar jy verstaan nie, weet jy wat hulle my gedoen het nie. Jy verstaan nie my kinders daar nie. Jy verstaan nie waardeur ek was nie. En jy is doodreg, ek verstaan dalk nie waardeur jy was nie. En ek is jammer vir wat jy moes deurgaan. Maar ek wil vandag vir jou sê, moenie meer toelaat dat die vyand jou hou in jou verlede nie. Onvergifnis hou ons in ons verlede. En ons sien hierdie gedeelte waar dit vir ons so duidelik maak. In Jakobus, Jakobus. Ek is nou by vergewe ander, Matteus 6 vers 14 tot 15. Dan sê hy, as julle ander mense julle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle nie ander vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie. Kan jy hemel toe gaan sonder vergifnis? Nee, kan nie. Soos wat het ons nodig om te doen? Vergewe. Maar dit raak rowwer as dit. Is jy gereed hiervoor? Sê vir so lank so, ek's gereed hiervoor. Kyk, ek's gereed hiervoor. Hoor wat sê hierdie skrif. Jesus sê, so moet julle bid, dat sy Vader vergewe ons, dis nou later die gebed, Vader vergewe ons skulde, soos ons, nou die wat wiskunde kan onthou op skool, wat is soos? Soos meen, is gelyk aan. Kyk, soos die Here sê, vergewe my Vader, soos ek ander mense vergewe. Dus ek sê, ek vergewe jou, maar ek wil jou nooit weer sien nie. Is dit die vorm wat God wil hê ons moet mee vergewe? Dink as die Here ons op dieselfde manier moet hanteer. Ok, ek vergewe jou, gaan jy net nooit weer sien nie. Nee, ons het hom nodig. Amen.
Dis 'n keuse, dis nie net 'n gevoel nie. Onthou dit. Die rede hoekom vergifnis moeilik raak, is wat ons wil 'n emosionele ding vat. Ek wil butterflies voel as my vyande kom om my kom. En voel, ag, ek is so lief vir hulle is so oulik. Dit gebeur baie keer nie, maar ek kan nog steeds 'n keuse maak om hulle lief te hê. Ek kan nog steeds, ek hoef nie skyn heilig te wees van, ek maak of ek nice is dan sê ek, yes, daai is terrible. Dis nie vergifnis nie. Maak dit sin vandag? Saam by? Soos dis die volgende een gewees. En hoekom? Want ons kan nie sê, Here vergewe my, maar ek het die vergifnis verander nie. Verstaan julle hoe geloof werk? Kan julle hoor hoe geloof werk? Dis nie net iets van ek glo God bestaan en hy het op 'n kruis gesterf en that's good enough nie. Dis dieper as dit. Dis dieper as dit. Dis dieper as dit. Geloof lei tot 'n aksie. Ek kan nie sê ek is 'n Christen, maar ek het geen vrug nie. Die Here sê aan julle, wat sal julle geken word? Aan julle geloof wat julle sê, sal julle geken word. Dis wat die Bybel sê, nê? Aan julle vrug sal julle geken word. Dit meen nie dat as ek vrug kry, dan is ek gered nie. Dit meen as ek gered is, sal ek vrug kry. Is julle by? Dit meen dis 'n leefwyse. As ek God se genade ontvang, moet ek dit kan uitdeel. Of dan meen dit ek het dit nooit reg ontvang nie. In die eerste plek nie, want ek glo nie daar nie. Maak dit sin wat ek vir jou sê? So geloof raak bietjie dieper. Soos nommer 1 is, glo in God. Nommer 2 is, leef in nederigheid. Verstaan God is koning en ons is nie. Nommer 2 na is dan, volgende een is, vergewe ander. En weet jy is vergewe. Want dit is makliker vir ons om te verstaan ons vergewe. En miskien is dit ook veel moeilik. Miskien het jy deur massiewe omstandighede gekom. Miskien het daar 'n massiewe tragedie in jou lewe gebeur en jy sukkel om jouself te vergewe. Ek wil gou vandag vir jou sê, as God jou vergewe, wie is jy om dit nog steeds teen jouself te hou? Ek gaan dit weer al. Dis hoekom so great is as God koning maak. Want as die koning gesê het, jy's vry, is jy vry. As God jou vergewe het, wie is mense om anders te besluit? Maak julle maak dit sin? Soos nommer 3, maak hy gedeelte vir ons so duidelik, en ek wil graag hierdie gedeelte net in 1 Korintiërs 6 vers 9, en ek gaan nie daar gaan nie. Kom ons skiep daai vers. OK, laaste een, nommer 4. Ons moet 'n keuse maak om ons sonde neer te lê. Ons moet 'n keuse maak. Meen dat jy gaan perfek wees? Meen dat jy gaan perfek wees? Nee. Maar ons kan nie aanhou in sonde bly en dit sien as okay nie. Dan moet iets wees dat ons verander het. En die verandering is weer, die verandering moet gesien word omdat God ons verander het. Ons moet nie verander sodat mense moet sien dat ons verander het nie. Maak dit sin? Dit moet die regte wy om wees. Baie keer in ons lewe, dis nie iets wat geproduce word nie. Jy plant nie, as hierdie 'n saad is van 'n appel, as ek hom plant, kry ek 'n appel. En dan daai appel het weer saad, sodat weer op 'n ander plek 'n boom gaan bring. Maar dit versterk nie daai boom nie. Soos wat die Here vir ons probeer verduidelik, ek hoop dit kom vir jou oor as ek dit vir jou verduidelik wat ek vir jou probeer sê. So die idee is jy moet verstaan dat as ons verstaan, ons glo in Jesus, moet ek verstaan hy is my koning. Ek moet verstaan ek moet ander vergewe. Ek moet verstaan dat ek in nederigheid moet lewe. Ek moet verstaan dat ek vry is. Ek moet verstaan dat ek in nederigheid moet lewe want hy is koning van my lewe. En ek moet verstaan dat sonde in sy koninkryk nie kan seëvier nie. Hy wil hê ons moet die sonde neerlê. Soos in Handelinge 3 vers 19, hy sê bekeer julle dan en bekeer julle tot God sodat julle sondes uitgewis kan word. Die Here sê bekeer julle. Wat beteken bekeer? Draai weg van jou sonde. Dis wat die woord bekeer meen. Meen jy dat ons nooit gaan foute maak nie?
Nee, maar ons foute kan nie 'n verskoning wees vir ons leefwyse nie. Maak dit sin wat ek sê? Ons moet 'n keuse maak. Soos vanoggend wil ek jou so 3 punte onthou. Nommer 1, glo in God. Nommer 2, leef in nederigheid. Nommer 3, vergewe ander. Nommer 4, lê jou sonde neer. Van die Here maak dit baie duidelik dat as ons nie ons sonde neerlê, ons die koninkryk van God nie sal ingaan nie. Net gaan laaste skrif. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Of weet julle nie dat 'n mens wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Soos wat hy sê, is mense is geneig om hulle self te mislei, om te dink dis okay, God is okay met sonde. Die Here maak dit duidelik, hy sê moenie jouself mislei nie. Dan sê hy verder, geen onsedelikheid of afgodediens. En dan verduidelik hy vir ons klomp goed. Julle kan dit gaan lees by die huis. En die Here verduidelik vir ons dat wanneer ons sonde ons identiteit maak, ons nie in die koninkryk van God sal ingaan nie. Dit meen nie ek het net 'n fout gemaak nie, dit meen ons lewe en ons kry sonde liewer as wat ons God het. Dit gaan weer oor nie nederigheid nie, weer trotsheid. En al daai goed is in mekaar gevleg. Maak dit sin volgend? Is jy opgewonde hieroor? Maak dit sin vir jou? Bring dit vir jou lewe of as jy plek van ek voel condemn, ek gaan die koninkryk van God nie sien nie. Nee. Dis glad nie wat ek moet doen nie. As jy dit dan mis jy dit heeltemal volgend. Soos hiermee wil ek hê ons moet land volgend. En dit is waarmee ek wil eindig volgend. Is jy gereed om te sê ek lê my lewe neer en ek volg Jesus, want dis oor wat dit gaan volgend. Het gaan oor dat ons gaan leer in die proses. Dit is goed wat jy vandag mee gaan sukkel, wat jy oor 'n jaar nie meer gaan sukkel nie. En kan ek vanaf sê, dit hou nooit op nie. Jy lê dalk groter sondes neer in die begin, maar later is die kleinste goed sal jou begin waag. Hoor wat ek sê, die kleinste goed sal jy begin waag. Klein goedjies wat jy sê, en dink jy, Jesus, dit God is nie tevrede daarmee nie. Dit eer nie die Here as ons daarmee doen. Dit eer nie die Here as ons dit doen nie. Maar ek het sê, as jy nou 'n bietjie Jenny gestap het saam met die Here, kom jy agter. Partykeer is ander goed, dis okay. En so maak die Here ons meer. Hy sê die werk wat hy begin het binne ons, sal hy voltooi. Amen. Soos vandag, kies Jesus, want daarin is die ewige lewe. Soos dis die hart wat ek wil gee vir jou volgend. Is jy bereid om Jesus te volg? Is jy bereid om hierdie keuse te maak volgend, mense? Om Jesus koning van jou lewe te maak? Kan ons dit doen volgend? Is jy reg hiervoor?